Ons gaan begin met 2 liedere vooraf. Baie bekende lied 177 Jesus groot bo almal. Ons sing hom 2 maal deur en daarna lied 516. Is reg, maar ek kan maar so lank die afkondigings doen. So is reg. Dankie, Paul. Alright, so ons sit met sulke moeilikheid. Ek het vanoggend gesien my internet by die huis was ook dood. So môre broers en susters. Môre dominee. Mag al die ander goede in die ronde lewendig wees vanmôre. En mag jy iets beleef van die teenwoordigheid van die Here wanneer ons so saam is vandag. Julle het die afkondigings by die deure gekry, so ons gaan net so hier en daar iets uitlig. Alles is redelik volledig, maar ons skil daarom vir elkeen wat deel gehad het aan die sop en pudding kry en ry geleentheid 'n groot dankie. Dis nou vir mense wat gewerk het en vir mense wat vir ons ondersteun het en alles. Ek sien Liesel het mooi hierso die winste aangetoon. Nou as julle kyk na dit wat in 2019 geïn is, so onder
R900 en verlede jaar R8.500 en iets rand, dan is vir jaar se R17.500 'n groot sprong vorentoe. So baie dankie aan elkeen wat hard gewerk het en ons vertrou dat die Here regtig dit vir jou 'n lekker geleentheid van saam wees en saam werk gemaak het. Al was dit so 'n bietjie virtuelerig, jy weet, elkeen op sy eie, maar ons weet iewers het dit by mekaar gekom. So baie dankie vir julle samewerking en vir julle positiewe ingesteldheid ten opsigte van ons gemeente. Ons waardeer julle elkeen baie. Dan sê ek maar dat terwille van die getalle het ek nie 'n stukkie vir die kinders ingebou in die boodskap nie, so ek sien nie kinders nie, maar hulle is veronderstel om in elk geval direk oor te gaan na die saal toe. So Tannie Mariesel is daarso, sy sal sorg dat hulle daar ontvang word. So Mariesel, ek het nie vir hulle iets in die erediens nie hoor, so jy kan maar oorgaan, ek weet nie of al kinders is nie, maar dan kan jy hulle sommer daar ontvang. Baie dankie. So dit maak ook daarom die druk op ons getalle in die erediens beter. Dit lyk daarom in elk geval met Braamse kaartjies waarmee hy werk, asof ons heeltemal binne perke is. Baie dankie dat jy hier is en baie welkom. Mag die Here ons saam seën vandag. Ons het so een lied nog voordat ons net stil raak voor die Here, voor die foto in die seëngroet. So Paul, is julle al so min of meer weer aanlyn? Nou maar goed, kom ons bly so sit en dan raak ons net 'n oomblik eers stil. En dan direk daarna sing ons dan weer stil en weet, ek is die Heer. En dan maak ons vertrekpunt vir hierdie erediens juist die teenwoordigheid of die stilte in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons wees net eers 'n oomblik stil. David getuig in Psalm 20, dit weet ek, die Here sal aan sy gesalfde die oorwinning gee. Uit die heilige hemel verhoor die Here sy gebed. Die Here gee deur sy groot mag aan hom die oorwinning. Sommige vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here, ons God.
Amen. En dis juis omdat ons in vertroue na hom toe kom, dat hy vir jou wil kom verseker van sy teenwoordigheid, en daarom vir jou groet, genade en vrede, broer en suster, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n loflied om die Here te antwoord op sy groet, lied nommer 201, ons sing daarvan al 3 die verse. Kom ons staan op. Terwyl ons op ons voete is, kom ons doen hardop saam die belydenis van ons geloof, maar dan is dit nou nie die apostoliese geloofsbelydenis nie, maar wel 'n geloofsbelydenis wat geskryf is aan die hand van Kolossense 1. So kom ons lees dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, God wat self nie gesien kan word nie, God wat deur die Seun alles geskep het, wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. God het besluit om met sy volle wese in die Seun te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ek glo in die Seun, Jesus Christus. Die Seun is die beeld van God. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons sluit hierby aan en dan sing ons lied nommer 467, beide die verse. Die Heer is God, die sterke God, die vors van vrede is ons God. O prys hom nou.
Die leesroosterteks kom vanoggend uit 1 Samuel 15 van vers 34 tot by 16 vers 13. Nou, ons is in die middel van koninkrykstyd of in die begin van koninkrykstyd eintlik. En dit is die tyd van die jaar wat die langste seisoen is van al die seisoene in die kerklike jaar almanak. So dit is die seisoen waar ons dink oor wat is die doel van die kerk? Hoekom is ons hier? Wat het die Here in gedagte? Of veral in gedagte gehad toe hy vir jou en my deel gemaak het van sy liggaam? En hoe wil hy ons gebruik? En nou ons gaan nie al hierdie vrae antwoord nie, maar dit is wat ons in koninkrykstyd na kyk. In verlede jaar, ek dink hier aan die einde van Maart, waarskynlik net na die inperking begin het, was hoofstuk 16 vers 1 tot 13 ook deel van die leesroosterteks, maar toe in 'n ander seisoen. So duidelik was die uitdaging om te sê, nou goed, as hulle nou weer vir my hierdie teks gee om mee te werk, hoe kan ons dit anders aanpak en watse skatte lê daarin opgesluit? En dit is wat ons die Here vertrou vandag om te doen, om vir ons die gedeelte weer op 'n ander manier oop te breek. So kom ons bly so sit en dan sing ons nog lied nommer 253, beide die verse daarvan. Is dit wat U vir ons gegee het, waardeur U self van ons wil kom bekendstel, wil kom openbaar. En nou kom staan ons afhanklik voor U, en bid dat U, soos wat ons pas gesing het, hierdie woord van ons wat vir gewone mense ontoeganklik is, sal oopbreek, dat ons meer sal hoor as net klanke, meer sal sien as net dit wat voor oë of voorhande is. Dat ons sal sien met geloofsoë, sal hoor met ontvanklike ore, dat U ons kan vorm aan die hand hiervan. Dit vra ons in afhanklikheid van U in Jesus se naam. Amen. Ons lees dus van hoofstuk 15 vers 34. Baie bekende gedeelte, Samuel het na Rama gegaan, terwyl Saul opgegaan het na sy huis in Gibea van Saul. Samuel het tot die dag van sy dood nie weer vir Saul, dit is nou die eerste koning van Israel, gesien nie. Alhoewel Samuel oor Saul getreur het. Die Here was spyt dat hy Saul koning gemaak het oor Israel. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek. Ek stuur jou na Isaai van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Maar Samuel het gesê, hoe kan ek gaan?
As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, 'n verskalf moet jy saam met jou neem, en dan moet jy sê, om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Nooi jy dan vir Isaai na die offer, en ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Jy moet vir my die een salf, wat ek vir jou sal sê, Samuel, of tenminste Samuel het gedoen, wat die Here gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, kom die oudstes van die stad om bewend tegemoet en vra, beteken u koms vrede? Hy het gesê, ja, vrede. Om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Heilig julle self en kom saam met my na die maaltydoffer. Hy het Isaai en sy seuns toe geheilig en hulle na die maaltydoffer genooi. Toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, het hy gedink, sekerlik hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Isaai roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Samuel laat verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. So het Isaai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan. Maar Samuel het vir Isaai gesê, die Here het hulle nie gekies nie. Samuel vra toe vir Isaai, is dit al die jong manne? Hy antwoord, die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die klein vee op te pas. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy hier aangekom het nie. Hy het dit gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was rooierig met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê toe, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met die olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af ook verder van Dawid besit geneem. Samuel het toe opgestaan en na Rama gegaan. Ons lees net so ver. Liewe broers en susters, is 'n nagmerrie vir elke mens om uitgesluit te wees. En nou praat ons nou nie van hierdie tyd waarin ons nou lewe, waar ons verplig word om mekaar uit te sluit nie. Ons is eintlik mos nou maar tropwesens, tropgediertes of verhoudingswesens, net soos wat jy wil. Die waarheid is, ons het mekaar nodig. Ons het mense nodig. Ons het ook erkenning van mense rondom ons nodig om te kan funksioneer. So daarom is dit vir ons so sleg wanneer mense kies om ons uit te sluit. En as dit nou nog stilletjies gedoen word dat jy nie daarvan weet nie, dan is dit een saak, maar as dit baie voor die hand liggend is dit mos anderste. En so hoor ons in hierdie storie dieselfde. Dit wat jy beleef het, jy weet, toe jy nog 'n kind was, as daar 'n groot familieete gehou is, dan word die kinders gou uitgehaal, hulle sit een kind by die kindertafel. Nou dis nou hulle troos daarom, hulle kan so op hulle eie sit daar so, waar niemand hulle dophou nie. Maar die punt is eintlik, daar word vir hulle gesê, julle hoor daar so, nie hier tussen die groot mense nie. Dis groot mens geselskap hierdie en heel gou kom 'n kind agter dat die groot mense is nou besig om oor goed te begin praat wat hulle nie eintlik wil hê kinderore moet hoor nie. En voel hulle gou uitgesluit. Ag, toe ons kind was, jy weet, as die kinders by mekaar gestaan het en ek so nader gestap gekom het, jy weet, dan hoor ek hoe een sê, "Chips, hier kom die dominee." Want my pa was die dominee. Jy weet. En dan voel jy onmiddellik, is dit nou 'n grappie of wil hulle eintlik regtig vir jou hier hê nie? En nou ja, nou kan jy vir jouself dink wat dit aan 'n ou doen.
Dink aan arme Dawid. Hier is hier een geleentheid wat heeltemal ongewoon is. Samuel, die profeet, die laaste rigter van Israel, kom besoek Bethlehem. En almal is benoud. Want as Samuel aankom, is dit die Here wat wil praat. En dis waarom die leiers van die stad bewend na hom toe kom en vir hom sê, kom jy in vrede? En dan stel hy hulle gerus en sê, ek kom in vrede. Julle kan nou maar ontspan. En dan kry ons hierdie verhaal van hoe hier geoffer moet word. En die oudstes van die stad genooi word, en so ook Isaai en sy seuns. Ag, behalwe die ou kleintjie, jy weet, die jongste. Nou, toe my pa nou nog predikant was in Flipstone, so voordat ek 'n jaar oud was, is ek gebore as die jongste van 3. Nou, ek was nie noodwendig die fynste van oukies nie, jy weet, ek het 'n stewige skaduwee gegooi van kleins af. Maar die Kosa vrou het gekies om vir my kleintjie te sê. En die naam dra ek eintlik tussen my skoolvriende steeds. En vir my was dit snaaks toe ek eendag aan Piketberg se straat opry as 'n student al. En daar is so 'n chokkertjie loop en hy vir my sien en hy vir my sê, "Hallo kleintjie." Dan voel ek mens om vir hom te sê, "Praat met jouself, man." Jy sien daar sekere vooroordele wat ons blind maak. Hoe jy na mense kyk, is gewoonlik gegrond op dit wat jy sien en jou eie afleidings wat jy maak. En heel dikwels is die afleidings wat jy maak op grond van dit wat jy sien nie goeie afleidings nie. Want jy sien vooroordele verblind mense. Maak dat ons dikwels sê, "Man, jy is 'n dit of jy is 'n dat." Of jy is 'n so, of jy is 'n so. En die oomblik as jy vir hom 'n naam gegee het, dan is dit wie hy vir jou is. En maak nou nie saak wie jy is nie, die waarheid is, ander mense kyk bevooroordeeld na jou, op watter manier ook al. Gebaseer op wat hulle sien, en wat hulle van jou weet. Dit is so, dat as ons dit kan regkry om vooroordele af te breek, en ons mense anderster raak te sien, as met vooroordele, dat dit eintlik in ons almal se belang sal wees. Vandag se teks wil juis vir ons leer om 'n bietjie dieper te kyk. Wil hê ons moet deur dit kyk wat vir jou voor oë is. Eintlik soort van om soos God te begin kyk na die mense rondom jou. En God kyk anderster, is soos wat ons in hierdie verhaal leer. Want hy sê vir Samuel, Samuel, moenie soos 'n mens kyk nie. Want 'n mens kyk net en hy sien net dit wat voorhande is. Maar God kyk anders. Hy kyk dieper. Hy kyk na wat in jou hart is. Hy kyk na die potensiaal wat opgesluit is. En dan leer hierdie Dawid verhaal vir ons, dat beide Samuel en Isaai moes tot bekering kom. Want Samuel het toe die eerste broer ingestap kom onmiddellik gedink, hierso is hy. En die Here moes hom in die bek ruk. Hy het vinnig geleer, want met die tweede en die derde en die vierde en die vyfde en die sesde en die sewende, goedgeboude, mooi jong man, het hy toe geweet, is hy hulle nie.
En toe was dit Isaï se beurt om tot bekering te kom. Want Isaï het hulle ook so in volgorde van ouderdom of van senioriteit laat inkom. Tot Samuel vir hom vra, is daar nie nog een nie? En is eintlik, is vir my so mooi eintlik hoe hy daarna verwys, hoe die verhaal vir ons vertel word. Laat ek nou net gou kry. In vers 11, Samuel vra toe vir Isaï, is dit al die jong manne? Hy het geantwoord, luister net, die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die klein vee op te pas. Is amper asof hy sê, ag man, hy is net besig om die vee op te pas. Kleintjie, jy weet, hy is daar waar hy hoort. En dis hoe hulle oor hom dink. Hy is die jongste, die kleinste. Eintlik nie veel werd teen sy broers nie. Die krygsmanne, die sterk en goed geboudes, nie een van hulle nie. Vooroordele verblind ons. En dan sê die Here vir ons, wie ek kies is nie noodwendig wie mense kies nie. So ons moet leer om soos God te begin kyk, en in plaas van net na die uiterlike te kyk, en dan te besluit wat is hierdie ou se potensiaal, vir God toe te laat om ons te verras. Daarom mag ons nooit ophou luister nie, mag ons nooit ophou kanse gee nie. Want jy weet, een wat vandag vir jou teleurgestel het, kan môre of oormôre die oplossing vir jou grootste probleem wees. En die gevaar wat daar is as jy moet vooroordele oor die mislukkings van die verlede, as jy daarteen vaskyk, dan laat jy nie meer God toe om vir jou te bewys dat hy mense vorm tot sy eer nie. Jy weet dat die mens wat 2 jaar terug niks beteken het nie, vandag die kern van 'n belangrike groep kan wees. En dit vorm dan uiteindelik die kern van hierdie gedeelte. Leer om soos God te kyk. Sien die potensiaal raak. Ag, ek weet ek het al die storie vertel. Maar toe Disney World ingewy is, toe het iemand daar gestaan en dit was nou nadat Walt Disney wat dit ontwerp het en wat agter hierdie hele ontwikkeling gestaan het nadat hy dood is. Toe is die hele storie eers voltooi. En toe dit ingewy word die dag, toe was daar iemand wat daar gestaan het en gesê het, shame is jammer, Walt Disney is vandag nie hier om dit te beleef nie. Dis jammer, hy kon dit nie klaar sien nie. Toe het iemand anders die persoon gekorrigeer en gesê, jy's verkeerd. Dit wat jy hierso voor jou sien staan hierso omdat Walt Disney dit klaar gesien het. Want anders was dit hier nie. En dis presies die punt. As ons in vers 7 lees, die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Met ander woorde, die Here kyk na dit wat oë nog nie kan sien nie, na die potensiaal, na wat ontwikkel kan word, na wat uiteindelik daar kan staan. As hy daarom vir ons sê, leer om anders te kyk, gestroop van vooroordele, dan praat hy ook nie net van, kyk anderster na die mense om jou nie. Dan praat hy ook van jouself. Kyk anderster na jouself. En as jy nog jou lewe lank verwys is na 'n kleintjie, die enetjie wat die skape oppas, wat dit nie eintlik werd is nie, weet vandag dat God ander potensiaal raak sien as dit wat net voor oë is. Want God sien al waar jy in op pad is
en waar hy en hoe hy vir jou wil gebruik. Maar dit gebeur nie oornag nie. Dit gebeur oor die lang duur. Al wat hy vra is, reageer op die roepstem. En as hy uiteindelik vir Dawid salf daar, so hy wat Samuel is, dan sê hy eintlik vir Dawid, Dawid, daar's meer in jou as wat selfs jy dink. Maar dit kan eintlik net waar word, as jy in afhanklikheid voor God gaan staan. Wanneer jy erken, dat God jou kan vorm om in sy diens te staan. En daarom is dit so mooi wat ons hier aan die einde van die stukkie lees. Die Here sê, toe staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af ook verder van Dawid besit geneem. Die Here wag dat jy sê, hier is ek, Here. Gebruik my, vorm my tot u diens. En anderster as in die Ou Testamentiese tyd, toe net sekere ampte en sekere mense met die Heilige Gees gesalf is na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag wat ons so 'n paar weke terug gevier het, was die dag wat aangebreek het waarop Jesus deur sy Gees in elkeen van ons kom teenwoordig raak het. En soos wat ek en jy vandag hier so sit, sê Paulus vir ons, kan nie een van ons bely dat Jesus Christus die Here is, as die Gees van God nie in ons is nie. Daarom, broer en suster, is die Gees van God reeds daar, in jou hart. En vra dit van jou en my, dat ons dit sal glo, en dat ons hom sal vertrou, om ons te vorm, na sy hand, soos hy wil hê, ons moet wees. So eintlik is dit waar wat Paulus gesê het, ons lewe nie meer vir onsself, maar ons lewe vir hom, wat vir ons gesterf het, en vir ons opgewek is, vir Jesus. En ek het al die storie vir julle ook vertel, van daar in Skotland, hierdie mynwerker, wat 'n vreeslike robuuste man was. En jy weet, robuustheid verbind jy ook aan rof en onbeskof, heel dikwels. En hy het 'n verlamde suster gehad, wat in 'n reistoel gesit het. En op 'n dag kom haar broer by die huis, en dit is net hulle twee wat by mekaar gewoon het, en sy kon sien, hier is iets anders in hom. En toe vertel hy vir haar, dat hy tot bekering gekom het, sy hart vir die Here gegee het. Sy was so opgewonde, want dit is al vir jare wat sy vir hom gebid het. En hy vertel haar dat hy by die kerk aangesluit het, by die liggaam van Christus. En dat hy daar is, omdat hy glo, die Here wil hom gebruik. En sy was in die reistoel en was eintlik maar net handvaardig. En sy besluit, sy gaan vir hom 'n trui brei. En toe op 'n dag toe hy van die werk afkom, toe gee sy vir hom die pakkie en toe hy dit oopmaak. Toe het sy vir hom 'n trui gebrei, maar omdat sy self ongeletterd was, het sy besluit, dit moet 'n trui van betekenis wees. En daar was sy in die bokamertjie gesit het sy oor die straat gekyk en die winkel wat daar oor kan staan, het so 'n groot teken in sy venster gehad, wat sy nie geweet het wat dit beteken nie, maar sy besluit toe in haar breiery gaan sy daai woorde inbrei. En weet julle wat staan op hierdie mynwerker se trui toe hy dit aantrek? Under new management. Dis wat gebeur, wanneer God sy gees in jou en my lewe uitstaat. In hierdie verhaal, en daarmee sluit ek af, is daar egter ook 'n ander boodskap.
En dit is dit daar by almal van ons wat sê dat ons Jesus ken. Die gevaar is dat ons verspeelde kanse sal toelaat in ons lewens. Want hierdie verhaal speel eintlik af. Ook nadat Saul, Dawid se voorganger, nie sy kanse gebruik het om onder leiding van die Heilige Gees gehoorsaam te wees aan wat God van hom verwag het. Nog in die vorige hoofstuk gee die Here vir hom kans om reg te maak waar hy verbrou het. En besluit hy dat hy belangriker as die Here is. En doen hy wat hy doen, net vir homself. In Pinkstertyd het ons vir mekaar gesê, as jy op die dansvloer tree, en jy gaan staan in die middel van die vloer, en jy verwag almal moet om jou dans, dan is jy staties. Doen jy niks en beteken jy niks. Dit was Saul se probleem. Jy sien, hy het te belangrik geraak. Dit was ook Eli se probleem wat Samuel se voorganger was. Hy het ook sy kanse verspeel en moes Samuel by hom oorneem. Wat as 'n jong seun in die tempel gaan werk het. Julle ken sy storie. Daarom die waarskuwing dat ek en jy nie ons kanse moet verspeel nie. Dat ons moet sensitief wees vir hoe die Here vir ons roep om in sy diens te staan. En dat ons hom sal toelaat om ons te vorm, sodat ons dit kan doen wat hy vir ons in gedagte het. En ek het net ook gesê, dit gebeur nie oornag nie, broer en suster. Dit was letterlik jare nadat Dawid gesalf is tot koning, dat hy uiteindelik gekroon is. In daai jare moes hy vlug vir sy voorganger wat hom wou doodmaak. Net een ding het vir Dawid gedra. Omdat hy 'n man naby aan God se hart was, het hy geglo dat God hom geroep het. En daarom het hy die Here bly vertrou, ook selfs in tye waarin Saul hom wou doodmaak. Wat die Here van jou en my vra is om te glo, dat hy met die potensiaal wat hy in jou sien, vir jou 'n plan het. Nog steeds, al is jy oud, al voel jy oud en afgeleef, het die Here nog steeds met jou 'n plan. En die gevaar is dat jy die Heilige Gees sal teestaan en dat jy vir jouself aanhou sal sê, ek is dit nie werd nie, ek kan nie. Dit kan nie waar wees dat die Here ook vir my in my eenvoud kan gebruik nie. As jy dit glo, gaan jou kanse verspeel. Jy is waardig. En as jy deur die Bybel blaai en jy gaan kyk na wie is die mense wat die Here die meeste gebruik vir sy belangrikste opdragte, is dit meeste van die tyd die onwaarskynlikes. Die mense wat ek en jy nie noodwendig sou gekies het nie. Maar die oomblik as die Here 'n onwaarskynlike kies, wat gebeur dan? Dan weet jy kan dit nie uit jou eie krag doen nie. Daar's net een manier hoe jy as die onwaarskynlike uiteindelik gedoen sal kry wat die Here wil hê jy moet doen. En dis wanneer jy hom vertrou. Om jou toe te rus met die gawes wat jy nodig het vir hierdie gegewe situasie of taak wat voorhande is. Dit is soos 'n reis of soos 'n dans. God is besig om sy plan uit te voer. En niemand, al is dit met verspeelde kanse, niemand kan God se plan in die wiele ry nie. Maar die ander kant van die waarheid is, God wil nie sy plan uitvoer, sonder mense wat hy saam met hom neem nie. Daarom nooi hy ons saam,
om met hom op reis te wees, om sy plan uit te voer. En soos wat ons hierso sit, sit elkeen van ons met sekere gawes wat die Here wil gebruik in sy diens. Dat hy van hierdie gemeente so 'n klein blokkie in sy legkaartstukkie wil maak. Jy's onmisbaar. Die Here wil jou saamvat. Moenie jou kanse verspeel nie. Hy roep jou. Dis die boodskap van koninkrykstyd. Salomo, Dawid se seun, en dit is die laaste vers wat ek vir jou aanhaal. Sê vir ons in Spreuke 3, en baie van julle ken dit. Vertrou volkome op die Here, en moenie op jou eie insigte staat maak nie, want dit is vol vooroordele. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop, en deur jou gehoorsaamheid verheerlik word. Dis waartoe ons geroep word. Miskien moet jy so 'n oomblik gebruik en dan antwoord jy net gou die Here. En al is dit net dat jy vir die Here sê, ja Here, ek wil nie meer in die pad staan om my te gebruik nie. Ek wil U toelaat om my te vorm tot U eer. Sê dit gou vir hom. Here, ons moet bely dat ons heel dikwels te oppervlakkig kyk na mense rondom ons en veral ook na onsself. En te min glo dat U ons enigsins kan gebruik. En juist daarom wil ons vandag in volkome afhanklikheid voor U kom stil raak. En wil ons vir U vra, Here, vorm ons deur U Gees tot U eer. Maak van hierdie gemeente 'n omgee gemeente deur vir ons elkeen omgee harte te gee. 'n Nuwe ywer te gee om te gaan leef en doen soos wat U van ons vra. Maak ons oë oop vir vorme van nood rondom ons, Here. En as die tyd waarin ons leef dit vir ons moeiliker maak om by ander mense uit te kom, help ons om gebruik te maak van dit wat voorhande is, wat ons kan gebruik. Al is dit 'n selfoon of 'n telefoon of WhatsApp of wat 'n ander vorm van kontak wat ons met mense kan maak ook al is. Maak ons gehoorsaam asseblief aan dit wat U van ons vra, en dit is om uit te reik na mense en vir hulle te help opbou in liefde ook tot U eer. Ons bid vir mense wat siek is in hierdie tyd. Here, baie van hulle is in isolasie. En daarom bid ons dat U daar kan ingaan of sal ingaan deur U Gees waar mense nie mag nie. En dat U hulle self sal vertroos en versterk, moed sal gee. Here, wil U gee dat hierdie krisistyd ook sal verbygaan asseblief. Maar nie sonder dat U ook die samelewing sal vorm nie. Nie voordat U ook die wêreld sal het ontdek dat U God oor alles is nie. Wil U asseblief daarom ook hierdie tyd van swaar kry verbye gebruik om U plan uiteindelik uit te speel. Dankie dat ons mense met hoop is. Dat ons mense is wat weet waarheen ons op pad is. En dat niks ons van U liefde kan skei nie. Help ons om met hierdie hoop hier uit te gaan vandag. En as instrumente in U hand te gaan leef tot U eer. Dit bid en vra ons alles in Jesus se naam. Amen.
Kom ons sluit af met lied nommer 280 en wanneer ons dit sing, kom ons let op die woorde en dan maak ons dit ook 'n gebed waarmee ons vandag uit die kerk uitgaan. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elkeen van julle wees en bly, julle versterk en julle stuur in gehoorsaamheid. Ek gaan uit in die vrede, ek wil gaan doen wat U my vra. U lig laat skyn, gaan leef in liefde, my Heer, ek weet, U is altyd daar. U gaan voor my uit, U maak die pad gelyk, U is langs my om my veilig vas te hou. U is agter my, keer die bose weg van my. U is onder my, as ek se val, dan dra U my. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig